Hallo, dis Maandag die 13de Julie 2026 en ingeskakel saam met ons om te brul vir ons koning Jesus. Dis waar jy jou nou bevind. Dis waarna jy nou kyk of luister by hierdie week se brultyd saam met my coach Freek en die res van my boetas hier in die Leeutrop. En ons het een missie en dit is om as jy jou brul verloor het, jou brul vir jou help terugkry. Te brul oor die omstandighede, jou uitdagings, jou terugslag. Soos ek altyd sê, om het baas te raak. Jy kan deur God se genade het baas raak. En baie dankie dat jy ingeskakel is op vandag se brultyd en saam met ons gaan kuier. En kom ons laat koning Leeu net ouer gewoonte vir ons lekker môre sê. Daar sê welkom terug en dis seker tyd. Dis tyd om te brul. En ons pre-record nou hierdie ding, so dis nie live nie. Ons sit dit nou ons kom by mekaar op 'n maandagooggend 6:00 en ek sien ons bereik net meer mense en dis waaroor dit gaan. Ons wil mense help. Ons wil waarde aan jou toevoeg. Ons gee vir jou om. Ons is werklik waar vir jou lief en dalk het jy 'n bril met jou bril raak sagter. Want jou omstandighede, jou uitdagings, jou geloof word getoets. Jy hoor ook soos ons laasweek gesê het, maar as jy 'n seun van God is, hoe gaan dit so in jou lewe? So, kom ons kyk gou wie saam met ons vandag op die paneel, saam in die Leeutrop, al die pad daar uit Alberton, en hy kyk bietjie na sy seun, hulle se huis, Pastor Pieter Woon, ons oom, en dan Jacques van Heerden, al die pad daar uit Centurion uit, Mense Australis en Benoni en Atman Willem Samuels daar uit Eerste Rivier en ek is hier so in Mossel Bay. Ons boeta Johan is nou nie vanoggend saam ons nie, maar ons het 'n ander gas genooi. 'n Man met die naam van Cassie Carstens. Hy is nou hoe sal ek sê, hy is Afrikaans, maar die man bedien die wêreld vol en hy bedien baie in Engels en hy het 'n paar jaar terug was hy in Afrika, iewers in 'n land en daar was hy in kampe waar mense aangehou word of behandel word of veilig gehou word wat deur die terroriste gesoek word en mishandel is en selfs wreed vermoor is en hy het toe by 'n plek gekom waar hy uitgeroep het na God en gesê wat gaan nie aan, hoekom is dit so gewelddadig? En die Here het vir hom gesê, hierdie wêreld het vaders nodig. Hierdie wêreld is 'n groot epidemie, groter as COVID en al hierdie dinge wat ons nou dink is 'n virus, is vaderloosheid. En so ek gaan hom nooi, jy kan gaan kyk op hulle YouTube channel, The World Needs a Father. Daar's heel wat training videoetjies op. En ons wil kyk vir die volgende paar weke, omdat ons praat oor vaderskap, wil ons kyk na The World Needs a Father se model, en iemand soos Atman en myself ook, ons het dit nou al in tronke aangebied, en gesien hoe effektief is dit, hoe powerful is dit. So ek gaan vir hom Cassie nou, ek gaan 'n videoetjie van die tweede een in hulle training series gaan oor The Cry of the Children. En ek gaan hom nou vir jou wys. Fatherlessness is the biggest problem of the world. That's a massive statement. I don't know if you believe this, but the more you do research, the more you get convinced of this statement. To the point that a guy like Stephen Baskerville from the Howard University says the following: virtually every major social pathology has been linked to fatherlessness. Violent crime, drug and alcohol abuse, teen pregnancy, suicide, all correlate more strongly to fatherlessness than to any other single factor. And then if you find the statistics and read and compile it, then you understand we deal with an enormous problem here. That's why statistics show the following, that about 70% of juvenile in state-operated institutions come from fatherless homes. 80% of all rapists come from fatherless homes. 85% of children with behavioral problems come from fatherless homes. And we can carry on and on and on.
And if we just go to the statistics of what we have in marriage, we see a massive family implosion in this world. There are countries that they say that even up to 78% of divorce happening in those countries, leaving the children fatherless. There are countries, for instance, like the island of the Seychelles, where they say that 90% of all children are born outside wedlock. Statistic upon statistic convince us that we deal with a massive problem here. Now the big question is this: what is the influence of the absence of a father on a child? And obviously absence can come from things like divorce or migrant work or things like this, but it also can come from just the pure neglect of a father to his children. Comes home and keeps himself occupied with his own things, not considering his children at all. What would be the impact on children if the fathers would not play their God-given responsibility back home? A person consists of 6 dimensions. And as these 6 dimensions make up the human being, we got to look at each of these dimensions of the human being to see what the influence of the absence of the father would be. So if we look, for instance, at the emotional impact of the absence of the fathers, then a very brilliant research has taught us a lot concerning that. It's called the FIRA research, the Father Involvement Research Alliance, from the Guelph University. And that was made in 2007, where they summarized basically 150 master and PhD degrees to come up with phenomenal research results, telling us the impact on the emotional side of a young person if the father is absent, telling us the impact on the social side of a person if the father is absent. You can talk to many people that study emotional intelligence. And Warren Bennis, for instance, has written a significant book on this to tell us how essential emotional intelligence is in the development of a person as it is in the development of a leader. And you will see where the fathers are absent, the emotional impact is sometimes really enormous, which makes it very difficult for them to cope when they come into their teenage years, and the social formation is important in the teenage years. And all of these have a role to play in success later on in marriage and in life, whatever the responsibility in life is. So you see the emotional impact on children. You see the social impact on children. You see even the intellectual impact on children. The research tells the following and says that people are more competent intellectually later on when fathers are involved than those that do not have the involved fathers. They test higher on emotional intelligence in many cases. And you can understand this when you talk to specialists and they say that 80% of your intellectual capacity is formed in the first 6 years of your life, and that the secure emotional environment has got a lot to do with that. And on top of that, even the way that fathers talk to children helps, because the fathers ask different questions according to the research to the children, the where and how and why questions, which creates the children to find more logical reasoning and answers, and therefore an extended vocabulary also in the process of trying to find answers on the questions of the fathers. So you have the emotional impact, you have the social impact, you have the intellectual impact, you have the physical impact even. We see that infant mortality is higher with places where there are single parents, for instance. We see that a very much higher percentage of children dealing with the problem of asthma comes from the fact of the absence of the father. Talking to a professor on this issue, he says to me that more than 70% of all the physiological problems of people come from 3 things: guilt, shame, and fear. And once you hear this, you understand that in the absence of the father, a lot of this can just occupy the life of a young person and become a trigger for physical problems later on in life. The spiritual impact on children is obviously the biggest issue that we want to deal with. And therefore we see that if the fathers are absent, there are definitely a void that children search for, that something about God's presence that they desire.
there is a lovely story related to that of a little boy that went to bed one night and then he had a nightmare, but his father was there watching him struggling in this nightmare, and he was standing in the room actually, and then at a stage the little boy just cried out from his dream, "Daddy, help! Daddy, come! Daddy, help! Daddy, come!" And then his father answered him, standing there in the corner of the room, looking down on him, and his father answered him and he said, "My boy, don't worry. God is here, and God will take care of you." His father wanted to console him, but this little boy answered his father, "Yes, Dad, I know that God is here, but right now, I need a God with skin on." And this is what our children need, a God with skin on. God has called our fathers to be Him with skin on, so that we can create wholeness and not have a person with one dimension in his life broken, shattered, wounded, with all the insecurities that developed in life later on, but that all the dimensions of life, emotional, social, physical, intellectual, the environment itself, and spiritual, that all the dimensions of life will be whole, developed in the right way to give your child the best opportunity in life. We are called to bring shalom. Oh no, we call it with a different name in Africa. To bring Ubuntu, wholeness, to our children in Africa and beyond. This is what a father is called for. Sure. This is what a father is called for. Dis hoekom 'n pa gemaak is, 'n pa. God se plan, ek het dit al gesê op briltyd, maar ek wil dit graag weer nou sê, is God het vir Abraham gekies, want hy het geweet Abraham gaan sy kinders van God verleer, van God vertel. Daar is 'n Psalm 77, 78, waar die woord sê, waar Asaf sê, hy sê, dit is ons verantwoordelikheid om vir ons kinders te vertel, wat het God al vir ons gedoen. My seuns, my dogter, my kleinkinders moet weet, ja, oupa's nie hier om, of pa's nie hier om altyd die rots uit my pad uit, klip uit my pad uit te probeer skuif nie. Ek moet weet hoe God dit uit sy pad uit geskuif. En hy het my vertel daarvan, maar ek het dit ook gesien. So, yes manne, Cassie is 'n hartklop ook vir vaderskap, en daai statement van God in die vlees, om God te wees vir jou kinders, om 'n vader te wees vir jou kinders, 'n vaderhart te hê, 'n groot hart van liefde en omgee en genade, en tog, omdat hy vir jou so lief is, jou sal tugtig, want as hy jou nie tugtig en leer nie, en ek sê nie mishandel nie, maar die woord sê, moenie die houe terughou nie, moenie pakslaap terughou nie, buig die boompie terwyl hy jonk is. So ek wil hê ons 'n bietjie gesels daaroor, en dit wat op julle harte is, manne. Ek sien hom maar net in die gevangenis, die groot getalle wat daar sit, en hoeveel sê, hy ken nie sy pa nie. Dis 'n algemene gesegde al, en dan lag almal. Maar jy kan sien agter daai smile, daai lag, hy is net 'n maskertjie. Daar's diep seer, daar's diep verwerping, daar's diep selfs bitterheid en haat en onvergewensgesindheid. As dit kom my pa. My pa het gaan seep koop. Hoor nou hierso, Jacques. My pa het gaan seep koop en hy's nou nog weg. Daar lag ons. Maar dis nie 'n joke nie. Ons probeer dit nou maar kamoufleer en wegsteek agter daai maskertjie. Ag, ek lag nou maar daaroor, dis snaaks. Dis nie snaaks nie. Want die gevolg van hom wat seep gaan koop het en nou nog weg is dat jy sit nou in die tronk. En jy het iets gaan doen wat gemaak het dat jy nou in die gevangenis beland het. Deel geword van 'n bende, want hier voel ek veilig, ek word aanvaar, ek het belang hierso, en hulle dis bewys gewees oor see in Amerika. Hulle het een naweek vrouens en hulle kinders weggevat op 'n kamp, en
Hulle het vir hulle gevra, wat sou jy van jou pa wou gehad het? Wat sou jy van jou man wou gehad het? Wat is die grootste ding wat jy van hom wou hê? En die ding wat die sterkste deurgekom het, was 'n plek van veiligheid. Hy moes vir ons 'n plek van veiligheid skep. Ja, ek het 'n paar jaar terug, het ek en Hanna en ons 4 kinders deur die land getoer. En op 'n stadium is ons in Plettenberg Baai en die slaapkamer is so 'n bietjie bo die onderste vloer. En ek lê die oggend op die bed en ek is nie op 'n goeie plek nie. Ek is waar ek voel ek fail my vrou en my kinders, want ons het nie ons eie huis nie, ons swaar vir rond. En ja, ons was op 'n sendingreis, ons was op 'n toer, maar op daai oomblik het Vader vir ons net 'n plekkie geskep waar ons vir 'n paar dae net kon gaan rus. En dis daar waar ek toe voel, yes, maar ek is besig om vir Hanna en die kinders te fail. Die feit dat ek nie hulle eie huis vir hulle kan gee nie. En sy kom bring vir my koffie, Hanna bring vir my koffie en sy tel op nie, ek is iets fout. En sy sê, wat's fout? En ek sê toe vir haar, yes, ek is sorry man, ek is jammer, ek fail jou in die kids. En sy sê, hoe kan jy dit sê? Ek sê, wel, ek kan nie 'n plek van veiligheid vir jou eie plek vir jou gee nie. Jy weet, dis te ongelukkig hoe dit is. En my vrou sê daai oggend vir my iets wat my geskit het. Sy sê, my man, wel, ek wil net vir jou iets sê. Sy het nie geweet, of ek het nie op daai stadium geweet van wat op daai kamp in Amerika gebeur het met daai vrouens en hulle kinders wat almal deur egskeidings is. Sy sê 'n plek van veiligheid vir my en my kinders is nie 'n plek van 'n groot alarmstelsel, sekuriteitswagte, elektriese doringdrade, pitbulls en wat se honde nie en wagte nie. Sy sê 'n plek van veiligheid vir my en my kinders is 'n plek van vrede. En toe Hanna dit sê, toe sê sy, en dis presies wat jy vir my en die kids doen. Jy skep 'n plek van vrede. Maak nie saak of ons in 'n een slaapkamer huisie bly nie, solank daar net vrede is. En daai oggend leer my vrou my iets. Sy sê, sy is die tuiste skepper. Ja, sy moet die plekkie mooi maak. Maar ek is die een wat die atmosfeer in die huis bepaal. En soos om Cassie gesê het, ek is die een wat die hemel aarde toe moet bring. Ek is die een wat die hemel in my huis in moet bring. En ons het laasweek daaroor gepraat, hoe kan jy dit bring as jy nie self eers weet wie jy is? Jacques, jy was nou die naweek op 'n kamp en jy sê ook, hierdie is aangespreek. Deel bietjie met ons dit wat die naweek gesê is en dit wat jy gehoor het en dit ook al wat op jou hart is. Dankie, Jacques. Môre julle almal. Ja, weet jy, dit is so aangrypende onderwerp hierdie en wat ek probeer sê is ons praat oor die resultaat waar die kinders vaderloos is, maar wat is die oorsaak van dit? Die oorsaak is as jy as 'n pa nie jou autoriteit het nie of nie jou identiteit het nie. Jy byvoorbeeld weet nie wie en wat jy in Christus is nie. Dan begin hierdie goed te gebeur. Ek hoor die naweek 'n storie byvoorbeeld wat my baie geskok het is 'n seun in 'n hoërskool word gevang daggarook. En hy word ingeroep in die kantoor in die hoofskantoor en word ingeroep en die hoof slaan hom nou nie en raas met hom nie, maar hy vra vir hom wat gaan aan. Want hy ken nou die geskiedenis van die kind en die kind kom uit 'n baie goeie huis uit. En hy vra vir hom hoekom doen hy dit? En wat die uitkoms van die saak was is sy pa is nooit daar vir hom nie. En hy soek aanvaarding. En waar het hy sy aanvaarding gekry? By die ander kinders wat daggarook. Hy wou net geaanvaar word in die groep in. So as mens daai konteks vat van 'n kind wat nie geaanvaar word deur sy pa nie, dan gaan daai kind ervaring soek by iemand anderste. In hierdie geval byvoorbeeld, was die pa 'n baie groot dominee in Pretoria gewees, met 'n baie groot kerk.
maar die pa was nooit daar vir die kind gewees nie. Die pa is altyd oor see met konferensies, en besig met die Here se werk. En die hoof vra toe vir die skoolkind, wat wil jy doen saam met jou pa? En hy sê, al wat ek wil doen saam met pappa is, ek wil net gaan visvang saam met hom. So hy soek nie 'n luxury of enige snaakse goed nie. Hy wil nie tyd saam met sy pa spandeer, maar sy pa is nooit daar vir hom nie. So ons as ouers, paas, moet seker maak dat ons altyd beskikbaar is vir ons kinders. En mense, die geval is, die wêreld het ons so ingesluk, ons besighede het ons so ingesluk, dat ons moet perform. Ons as paas moet pa staan vir die huis, ons moet seker maak rekeninge word betaal, en alles word gedoen. Maar partykeer verloor jy jou koningskap en jou priesterskap in jou huis, en jy vergeet jou huis. So as jy by jou huis kom die aand, is jy so doodmoeg, jy wil nie nou nog visvang praat met jou kind of tyd met jou kind spandeer nie, en dis waar ons die grootste fout maak. En ek het daai selfde fout gemaak, waar ek 'n speletjie vir my kind gekoop het, 'n PlayStation, en daar toe kom verloor. Aan enige ouers wat vandag luister, sê ek, my persoonlike opinie, moet nooit daai roete gaan om vir jou kind 'n PlayStation te koop nie, want jy bring 'n wig in tussen jou en jou kind. Want sodra jy dit gedoen het, vat daai kind daai social media, daai foon, daai speletjie, en hy gaan met hom aan. En hy spandeer nooit weer tyd saam met jou nie. Wat ook baie skokkend is in die Bybel staan dit baie duidelik in Matteus 18, dat enige iemand wat hierdie kindertjies sal laat struikel, is dit beter vir hom om 'n meelsteen om sy nek te sit en in die diepste water te verdrink. Mense, ons moet besef, en dit staan in Hosea 4 vers 6, staan dit, hierdie kindertjies het engele om hulle, wat die heel dag in die troonkamer staan en rapporteer. En as jy, wees versigtig wat jy met jou tong sê, want as jy hierdie kindertjies raak praat, of verkeerd raak praat, wat gaan hulle engele vir die Vader sê? Wat gaan met jou gebeur op die einde van die dag? As jy voor Vader gaan staan, en Vader gaan jou vra, wat het jy gedoen met jou krag wat jy gehad het? Wat gaan jy vir hom sê? Het ek die kinders laat struikel, deur my eie werke? Wat was my doel gewees? My doel was dalk nie om die kinders te laat struikel nie, maar waar het jy gestaan as vader in hierdie tyd? So, al wat ek probeer sê is, hierdie kinders, wat, as mense praat van kleine kinders, hulle het engele, wat die heeltyd aan Vader rapporteer. Wees seker, dat die boodskap wat daai engele vir Vader rapporteer, is 'n goeie boodskap, wat jy as aardse pa vir hulle bring. En moenie toelaat dat die kinders struikel nie. Want as jy nie daar is vir jou kind as 'n pa figuur nie, gaan hy dit by iemand anders te soek. Hy gaan na die bendeleier toe gaan, want hy gaan ervaring kry by die bendeleier. Die bendeleier gaan vir hom sê, man, kom, hy gaan hom innooi, vir hom dalk 'n kosie gee of ietsie, na die tyd gee hy dalk vir hom 'n bietjie liefde, hy gee vir hom aanvaarding, hy gee vir hom 'n bietjie dagga, drank en al daai goed, dan word hy geervaar of aanvaar deur daai wildvreemde persoon as 'n pa, en op die einde van die dag gee hy vir hom 'n geweer, pistool wat ook al, en hy sal doodmaak vir daai persoon. En op die einde van die dag sit daai kind nou in die tronk. Mans, wat doen julle met julle woorde wat julle spreek? Ek gaan dit daar laat vreek, oor na jou toe. So, dankie Jacques. Ek het sien jy is maar regtig en hoor jy was passievol oor hierdie, want omdat dit so geweldig is. En jy weet, ons hoef nie ver te kyk eers in ons eie huise. Wat ook Cassie gesê het van paas wat by die huis is, maak nie daar is nie. Hy is daar, maar hy is nie daar nie. Hy is besig met sy eie dinge. En hy moet so baie keer versigtig wees. Jy weet, veral as ek lang
Een van my tweelingseuns was nou die eerste keer van hy getroud is en sy babatjie daar is, sy dogtertjie, was hy nou laasweek vir 2 aande weg. Was hy nou Gauteng toe vir besigheid vir werk. En toe ons om Lughawe toe vat laasweek, want ek is seker die een van die mense op die, ek hou nie van baie sê nie. Ek hou nie van groet nie. Ek het altyd, as ek so weg gaan, dan ry ek as almal slaap. Jy weet, as ek hoef ek net vir ander baie te sê. Die vorige aand het ek vir almal baie gesê. Ek hou nie van baie sê nie, afskeid neem nie. En toe hy in die kar klim, ek kan sien die man is nie lekker nie. Hy is, jy weet, en ek verstaan toe kom het hy my gevra om te vat, want nog daar by die Lughawe baie sê en dit, dan weet ek is ou, ek gaan net sê, sjap my ou, gaan, geniet dit. Met so 'n paar woorde by, jy weet, groet skitblad en dan gaan hy. Hy is mos ongestel om 'n man te wees en hy het 'n verantwoordelikheid, hy het 'n vrou en 'n kind. En hy het geweet pappa is vanaand. Hy groet en ons ry, hy laai my af en dan gaan ons. Maar ek kan sien toe hy in die kar klim, die ou is nie lekker nie. En ek sê toe vir hom. Hy sê vir my, hy sê dad, sure, nou weet ek hoe jy gevoel. Dit was nie maklik nie, nee. Ek sê nee, dit was nog nooit maklik nie. Ek sê, jy het nou net 2 kies. Ek sê, wacht op, as het 4, 5, 6 raak. Ek sê, dan is er nader op die hond, en dan is goed by wat jy ook mis. Jy weet, ek sê altyd vir Anna, sy mis net vir my, ek mis hulle almal. Jy weet, so, en hy sê, yes, dis moeilik, dis nie lekker nie. Maar die klein meisie kan vir my te los en baie te sê, en ek sê toe vir hom, ja, maar, dis die regte ding wat jy doen. Dit is vir hulle wat jy dit doen. So yes, en 'n ander ding, ek gaan nou vir jou gee mense, is die dinge op sulke kampe, veral mannenkampe, wat daar in hy klein groepies uitkom. Daar is baie seer, en ek weet, ek selfs op kampe waar ek was, die genesing wat daar plaasvind, in hy klein groepies, is, wil jy nog iets byvoeg, ja? Sorry, ek het vergeet om te praat oor verwerping, ekskuus mense, want as die pa verwerp word deur sy pa, nou die kind se oupa, as daai pa verwerp was, en hoe van daai verwerping plaas? Daai verwerping vind dalk plaas, daai pa is gebore, maar sy pa het byvoorbeeld 'n dogtertjie gesoek of iets. Dan word hy, en wat ons ook moet verstaan is, verwerping vind plaas in die baarmoeder tot omtrent, hulle sê 10 maande na die tyd, is daar wat die babietjie kan verwerping aanvaar, so spesifiek in die baarmoeder. So as jy nie hierdie kind gesoek het nie, hy kind voel dit aan, want dit is gees teen gees. En as jy as 'n pa verwerp was, hoe gaan dit werk met jou nalatenskap? God sê duidelik vir ons in die woord, as jy my vergeet, gaan ek jou nalatenskap, jou kinders vergeet. My maat, ons besef nie partykeer wat se verantwoordelikheid ons het teenoor God die Vader en ons gesin en ons kinders nie. Want ek wil nie graag hê God moet my kinders vergeet nie, maar ek moet dan in sy woord staan vir dit. Sorry. Ja, Jacques, baie dankie het jy dit ingesit in die verwerping en Pieter, ek sal graag wil hê dat jy bietjie meer oor dit ook praat. Yes, mense? Yes, Jacques, jou emosie daar so het my geraak. Laat my weet ek het hierdie notaatjie vir myself gemaak. Want dis die ding met 'n pa vir jouself moet vra. Kry jy skaam omdat jou kinders stikkende skoene het? Of kry jy skaam omdat jou kinders stikkend is? Weet ons baie keer raak ons so gefokus op die materialistiese dinge. Jy weet, jou kinders moet goed lyk, jou huis moet goed lyk, jy moet 'n mooi kar ry, jy weet, jy werk so hard en jy jaag daai so hard na. Jy weet, met alles binne in jou brul jy om dit reg te kry. Nou, hoeveel keer het ons gesien, daai ouens wat dit so mooi reg kry, as jy na sy kinders kyk, is hulle stikkend. En hoeveel keer, dis seker vir my een van die mooiste dinge, dit is op die kampe kom, jy kan sien, hier is 'n familie, wat met min oor die weg kom. Maar dis pragtige kinders. Weet, ons het gepraat oor ander kinders grootmaak.
ons het 'n pa-dogterkamp gehad laas jaar. En die ou kom daaraan, maar hy is so cool dude. Vreed, jy moet hierdie ou ontmoet. Nee. Hy het, ek dink 6 aangeneemde kinders. Meisiekinders, skus. 6 aangeneemde meisiekinders. Ek kan nie lekker onthou nie. En sy 2 dogters. Ek kon die heel naweek nie uitfigure wie's die aangeneemde dogters en wie's die biologiese dogters nie. Hanteer hulle almal ewe goed. Maar hier is nou die cool gedeelte. Een van die meisietjies is blind. Sy het deur 'n glasdeur geval toe sy klein was. Toe die glassplintertjies haar oë verblind. Nee. Jy moet sien, ons stap uit. Nou is hulle by die 2 badkamers, die manne badkamer en die vroue badkamer. Nou staan sy buite. Sy is nou klaar wat sy in die badkamer gedoen. Nou staan sy daar buite, maar sy is blind. Hy stap verby haar. Hy sê, gaan jy daar staan of kom jy? Weet, hy het met haar blindheid niks uit te waai nie. Hy is besig om 'n volledige mens te maak. Dis nie gepamperlangheid nie. Sy moet inspring. En sy is okay daarmee. En hulle vertel die mooiste storie. Sy is besig by die universiteit of iewerste. As gevolg van haar oë wat nie werk nie, is haar gehoor baie spesiaal. En hulle sit iewerste in luister voeltjies en sy sê vir iemand, daai is nie dieselfde voeltjie nie. Hulle sê nie, dis dieselfde spesies, sê nee. Daai voeltjie sing anders. Hulle sê nee. Hy sing net dieselfde as sy chommy. Sy sê nee, daai voeltjie sing anders dan. Toe hulle dit gaan ernstig ondersoek, toe kom hulle agter sy is doodreg. En ek dink sy was op 'n TV-program 50-50 of iets, ek kan nie onthou nie, waar hulle haar gehoor navorsing doen en hulle kom agter van die voeltjies is nie soos hulle gedink het dit werk nie. En dit kom van 'n confidence van 'n pa wat sê jy kan. Jy kan. Ek wou dit net vinnig ingesit het. Kan ek vinnig 'n storieetjie vertel? Nie so lank terug nie, einde van laas jaar, miskien begin van hierdie jaar. Koop my seun vir hom 'n nuwe huis. Ek wil net sê hy is 24, hy is op sy tweede huis wat hy al koop. En dit is nie omdat hy bederf is nie, dis omdat hy fokus. Die R100 man, ons het gepraat van die R100 man 'n rukkie terug. Die R100 man wat saam met 'n pa groot geword het, wat met tyd gespandeer het 'n baie groter kans vir sukses, want hy kom saam met confidence. Jy moet vertroue in jouself as jy uitgaan in die wêreld. So, in 'n geval, 'n rukkie terug, bel my seun, my sê, pa, kan ek jou boormasjien leen? Nou, Jacques, ek weet nie vir jou nie, maar vir my is dit 'n riller, want my pa het gesê, hy het ook tools gehad voordat hy seuns gehad het. So, boorleen is vir my 'n riller, want ek weet, dit gaan probleme veroorsaak. En ek dog, weet jy wat, ek gaan daarmee vrede maak, en ek krap toe in my workshop rond, wat het ek 2 van? En ek kry toe nogal, ek het 'n bietjie van, ek dink, ek moet nou bieg hierso op, ek het 'n bietjie van 'n addiction probleem. Ek kan nie 'n tool uitlos nie, so ek het dalk meer tools as wat meeste ouens het. In 'n geval, ons sal moet 'n program daarvoor reël vir ander addictions vir. In 'n geval, ek het toe 'n boormasjien vir hom en 'n skafie en 'n router en weet lekker power tools, en ek haal toe 'n krat het en ek pak die krat vol gereedskap, en terwyl ek nou rondloop en soek wat ek nog 2 van het, kry ek 'n klein handsaagie, 'n red toolbox. Dit is 'n ding wat by Builders Warehouse verkoop is, 'n kits. Dan kan jy nou saam met jou seun 'n DIY houtwerk projekkie begin. En toe hy saagie uithaal, toe loop die trane. Ek besef ek het nooit hierdie projek saam met my seun klaar gemaak nie. Ons het nooit daai job gedoen nie. Ek was te besig. Too busy. En die trane loop en ek besef, ek het nie reg gedoen teenoor my seun nie. Ek het nie genoeg tyd saam met hom spandeer nie. En terwyl ek dit doen, herinner die Here my en sê, wat doen julle nou? Wat doen jy en jou seun nou? En ek besef, ons doen dit nou. Jy weet, my en sy groot koppe stamp elke dag is, want hy wil sê, kom ons doen dit hier so, en ek sê, kom ons doen dit so, maar die feit is, ons bou groot projekte saam. Jy weet, major goed.
goeders wat groot van is. So ek het nie geval nie. Ek het net gewerk aan 'n toekoms. En daar's 'n bietjie fout aan my kant, daar's neglect. Maar dat was ook 'n groot sukses. En ek dink dit is die vraag wat ons self dalk moet net vinnig vra. Wat is ons praat van vaderskap en goeie vader wees en the world needs a father. Hoekom? Wat is die reward vir 'n pa? En ek sê nie ek is 'n goeie vader nie. Ek dink ek is daarom net 'n redelike pa. Maar wat is die reward van dit? Kijk, en dit is daai Psalm 127 wat jy mee oopgemaak het. Seuns is 'n geskenk van die Here. Kinders word deur hom gegee. Dis vers 3. Soos pyle in die hand van 'n krygsman is 'n seun wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoorte onderhandel nie. Confidence. Kan ek hom vinnig vir ons uit die boodskap uitlees? Kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here. Hulle kom direk uit die Here se hand uit. Kinders in 'n huis maak dit vol vreugde. Dit maak ouer harte vol blydskap. Hoe gelukkig is elke pa en ma wie se huis die vrolikheid van kinderstemme ken. Hulle hoef nooit bang te wees vir hulle vyand nie. Sure. Dis die reward. Ja. My bure, die kant is twee, Peter, you're gonna have to help me with this one. Wat noem hulle die pastoor of die dominee van die Rooms-Katolieke kerk? Priesters, padre, ek weet nie. Priest. Ja. Priest. So ons bure is twee priests. En eendag sê ek vir hulle, joh, jy weet, ek kan sien hulle statige, stil ou manne. Ek sê vir hulle, joh, ek is jammer oor die lawaai hier langs julle. Jy weet, my kinders lag en skree en speel en gaan mal hierso. Ek vra hom verskoning vir dit. Hy sê asseblief moenie dit doen nie. Dis vir ons die lekkerste klank. As die kinders so speel en lawaai en lag, want hulle ken dit nie. Maar dit is die reward. Net vinnig 'n laaste ding sê. Gister kom drop my dogter en my nuwe skoonseun. Hulle het so 'n mooi fotoalbum gemaak van hulle troue. En ons blaai net foto's. En ek blaai deur dit en daar's 'n foto van my dogter waar sy opkyk voor die kansel. En daar's 'n uitdrukking op haar gesig, Freek, van vrees en blydskap en godvreesendheid. Nou onthou nou ek het toe ek saam met haar vorentoe stap, toe sê ek vir die mense, kom ons sien net gou hierdie prentjie in sy geheel. God kyk af op ons. En op daai oomblik kyk sy op. Dis 'n reward vir jou. Oh yes. En ek besef, hier is vir jou 'n stukkie tip. Wat doen jy as jy jou dogter in die kerk instap? Vat jy haar na haar bruidegom toe? Nee, ek besef dit nou net. Jy vat haar na die kansel toe. Na God toe, sodat hy hulle kan verbind. Sure. Dis jou job as 'n pa. Nie om jou dogter uit, sy kan self na haar bruidegom toe stap. Maar jy is haar pa, haar verteenwoordiger aan God, en dit is wat Jacques nou gesê het, van, wat 'n vraag gaan jy antwoord as jy daar kom? Ja. Jy stap jou dogter af in daai middel van die kerk. Nie na haar bruidegom toe, sy het nie eskort nodig vir dit nie. Jy vat haar om haar voor te stel, om nie voor te stel nie, om haar te verteenwoordig, sodat God haar kan verbind aan daardie man. Dis al wat ek sê. Sjoe, het my nou stil hier, maar het my stil. Ek wil nie sê ek het nou my bril verloor nie, nou gaan ek eers bril vir haar. Yes, mense, wie jy, kyk die laasweek, ja, laasweek Woensdag, ek is besig met die radioprogram, die Woensdagmiddag, dis 3 ure, so is redelik uitgeput na dit, en sy Nana kom 'n bietjie later by die huis, hulle het gaan hare sny,
en haar hare was lang, amper op haar boutjies gehang, en sy het vir my die vorige dag al gesê, sy gaan dit korter sny. En sy weet pappa hou van lang hare. En die blessing, net om te sê, doen dit, dis reg. Ek glo dit gaan nie, maar wys sy sommer vir my die style, en nou hier diep binne, ek, yes, jou hare is so mooi, en wie toe sy hier kom, sy, almal broers, almal is hier, almal, gaan my pa by, so lyk ek. En toe ek haar sien, toe lyk sy so mooi. En en sy kan sien, ek glimlag, en daai excitement saam maak, ek sê, yes, jy lyk stunning, en dit pas hier so mooi. Tot nou, man, gister nog, as ek sien, as die meisiekind hier by my, want pappa het approval gegee, vir pappa is ek die mooiste ding op aarde. Iets, ek gaan dit nie by 'n ander man soek nie. En ons praat so oor die mannekampe, as 'n ou by 'n mannekamp, by Woord en Aksie, 'n hele paar jaar terug, daai tyd is Sondag, al gee hulle ons die manne tyd om 'n bietjie te getuig, wat het die kamp vir jou beteken, en hy sê, hy was so, en terwyl ek na jou luister, mense, besef ek, daar is 'n tyd wat jy daai grafting moet insit, en moet werk aan daai besigheid, om daai besigheid, want dit was my mooiste, was awesome wat jy sê van Kylie, en al die goodies wat jy nou mooi, wie wat was die pels toe van wat jy gesê het, julle bou nou saam, jy en jou lady. Al verskil ons bou groot projekte saam, daar is ook 'n massive reward. Ons kan deur baie koppe stampe gaan in 'n plek om ons saam bou. Jy weet, jy het laas jaar vir my ding geleer van, keep it intimate, keep it in the circle, bou dit in die gesin. En hierdie ou sê, hy kom maar voor, hy sê, sy laaitjie kom by hom, laaitjie is klein. Papa, my trokkie het gebreek. En hy vat die trokkie by sy seun, en hy sê vir hom, kan jy nie sien ek is besig nie? Ek moet met kos op die tafel sit, en hy is besig by die rekenaar, hy is besig. En hierdie goed het gemaak dat ek in dienste sit, as ek besig om te bedien, hierdie selfde Danry wat laas week Gauteng toe was, terwyl ek bedien, dan kom hy na my toe, met 'n pakkie chips, en so aan. Ons het hom vry, want hy sê nie daar rondhardloop en skree nie, dan sy mamma hom uitgesort het. Maar hy kom na my toe, en hy kom staan by my by die stoel, terwyl ek bedien, hy staan hier onder, en hy het nie 'n saak, hy weet, hy het nie nodig om nou met my 'n afspraak te maak, hy het my nou nodig, en ek tel hom, ek sit hom op my skoot, en al wat hy wil doen, hy wil vir my chippie gee, en toe hy vir my chippie gee, en ek sê dankie, en ek sien hom, en toe is hy happy, toe klim my af, en hy gaan, en ek kan sien in die gemeente, die mense, dit is die grootste van die hele preek, want wat die ou te doen is, hy stoot sy seentjie se trokkie, sy probleem vir hom terug, hy vat die trokkie, hy sit hom op 'n rak, ek sal dit later doen, ek is nou besig, en paar jaar later klap die skoot in die huis. Hy sê, en toe hy opkyk, toe staan die trokkie nog steeds op die rak. Dus die eerste ding wat hy raak sien, is hy trokkie op die rak. En hy besef, hy moet nie nou vra, hoekom het my kind dit gedoen? Hoe diep was hy wond? En daar kom vir hom genesing op daai kamp, daai naweek, yes mense. Ja, Fred, onthou jy, toe ons begin het, Sjoep, met die eerste R100 man, daai tyd toe ons nog besig met toe ons die transformasietafel begin het, toe wak Willem af, die een nou sê, hy het net nie genoeg tyd nie. En wat sê Willem vir hom? Boetjie? Wie is die golden nugget? Boetjie? Ek dink jy moet bietjie vroeër opstaan. As jy nie jou werk gedoen kry, jy kry nie jou tyd met jou kinders gespandeer nie. Staan vroeër op. Begin jou werk vroeg doen. Dat jy tyd het saam met jou kinders. Boetjie, staan vroeër op. Dis 'n pa se job daai. Boetjie,
staan vroeër op. Ja. Groot golden nugget. En ons golden nugget man, ons ankel, ons pastor, ons Peter Warren, jy het my laasweek geskit op transformasietafel toe jy vertel, het 'n film gekyk en jy was in trane. Deel bietjie met ons waaroor het dit nou alles gegaan? Moet ek regtig? Asseblief. Nee, die film het gegaan oor 'n jong seentjie, so 13 jaar oud, wat sy pa afstaan aan die dood. En tot nou toe breek dit my hart. Ek is nou 74 en nooit herstel daarvan nie. My pa was 'n stasiebevelvoerder. Hy het elke dag gewerk, of hy was op nagskof en dan het hy geslaap. So ek het hom nooit gesien nie. En toe ek so 12 jaar oud word, 13 daar rond, toe begin hy siek word as gevolg van dinge wat hy aan hom gedoen is in die Tweede Oorlog. En toe sterf hy. Ek het nooit, en Jacques het hiervan gepraat, ek het nooit vleis gebraai met my pa, nooit gaan visvang. Hy het my ek weet niks van karre nie. Ek het niks geleer by hom nie. Nie om met vroumense te werk nie. En ek weet wat gebeur het na sy afsterwe, het ek 'n pa figuur gaan soek in elke kroeg. En ek is al 40 jaar 'n fasiliteerder van 'n internasionale ministrygroep met die naam Family Foundations. En ons bied 'n kursus aan van From Curse to Blessing. Jy's in 'n cursed state en jy moet geseën word. En die woord blessing is baruch, aangeskakel. Daar is 7 kritieke tye in 'n ou se lewe, in 'n kind se lewe, waar hy aangeskakel moet word, 'n switch on. En een van hulle is by puberteit, the father's blessing. Dit is kritiek van kritieke belang, dat die seun sy vader se seën ontvang. En ons vind dit in die Jode by die bar mitzvah en die bat mitzvah van die dogtertjies. En die woorde wat die biologiese pa uiter by daai blessing aand, hy kry al die volwassenes bymekaar wat hierdie kind gaan help om sy toekoms te bereik. Die apteek by wie hy naweke gaan werk, die ou wat by die universiteit wat hom 'n gap gaan gee om medies te swat, en so aan, al daai belangrike mense. En dan kniel die pa voor die seun. En die woorde wat hy uiter, sal jy erken. Hy sê, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." It's exactly the same words wat Jesus moes kry. Die seun om aangeskakel te word dat hy in sy toekoms kan ingaan en sy destiny bereik. Daarsonder is jy, en ek weet waarvan ek praat, jy voel soos 'n ruimteskip jou iewers gedrop het, en jy loop die hele wêreld vol, wag vir die ruimteskip om jou weer te kom haal. You belong nowhere. Jy weet daai 5 eienskappe, hierdie ene,
nie sy broer nie, dis nie onderhandelbaar nie, is nie performance geaffekteer nie. My, daar's jou belonging. Beloved, die liefde. Son, of by die bar mitzvah, dogter. Daar's nie gender confusion. En daai 5 eienskappe is dieselfde wat Cassie van praat in daai video. Sonder die pa, tel jy onmiddellik groot probleme op met enige gesag. Jy's kwaad. Jy het 'n probleem met authority. Jy beklei. Jy's 'n bekleier. In my eie lewe, alles wat ek gekry het, het ek voor beklei. En tot vandag toe is daai 'n inherente eienskap. Ek moet beklei, ek moet presteer, ek moet, jy weet, 'n slaafskap en nie seunskap nie. Daai tipe van goed. Sure. Jy het nie 'n destiny nie. Jy weet nie wat soek jy op die aarde nie. Why am I here? What am I living for? En daai belonging, jy tel addictions op. Daar is die drugs waar Jacques van gepraat het. Want jy gaan soek belonging en jy kom by die verkeerde plekke uit. Ek het alkoholist geword as gevolg van al die paas wat ek gaan soek het in die kroeg. En natuurlik daar's ook daai leemte in jou wat jy nie kan vul nie. Daar's sekere dinge wat 'n kind net by sy pa kan leer. Nie eers by 'n stiefpa of 'n pleegpa of nee. En daarsonder leef jy, boetie. En jy leer by Vader God wat jy by Vader God kan leer. Maar jy kan nie, Vader God kan jou nie wys hoe om 'n visstok reg te kry nie. Ja, so. Come on. Yes. So. Hy kan jou nie wys hoe om 'n wiel te verander nie. Oh. Hierdie is reël goed. Dis nie net spiritual nie. It's real. Ek was 'n provinsiale muurbalspeler. Ek het groot rugby gespeel van op my vlak. En my pa het nooit een keer by die veld kom sit en vir my gekyk nie. Nothing. Hy was nie daar nie. You're on your own, boetie. You're on your own. En dis hoekom my fliek my so geskit het. Ja. Want ek het besef, ek is nou 74 en ek is nog seer. Nog nie genees nie. Nou wanneer gaan ek ooit genees? Seker nie. Jy weet? Jy kan nie God 'n drukkie gee nie. Jy kan nie op God se skoot gaan sit nie. Ons praat daarvan, maar dit is geestelik, dit is nie reël nie. Daai foto van jou, van daai seuns wat op jou bors kom sit het. That's real. And we need to do that with the people around us. We've got to. And every boy must learn to become a real man before he becomes a father. Bybelse masculiniteit. You'll hear Cassie speak about that in his courses. Biblical masculinity. And that's what we've got to do it because of the father's wounds. We have boys with beards.
The father's wounds. The mother's wounds. Terrible problems. Mense besef dit nie. En hy sal vir jou sê, I have the body of a man, but the soul of a boy. So, dis hoekom daai fliek my so geskit het. Yes, Pieter, weet jy. Nee, maar weet jy, en ek kon sien, mense kon nie meer wag nie, ek gaan nou vir jou gee, mense. Ek is baie keer, want ek sit nou hier, ek moet nou switch tussen soos die skerry nou is, ons almal se gesigte, of net jy. En deesdae voel ek wil hom net nie jou, net nie. Want, om almal se gesigte te sien as jy iets sê, of een van ons, die emosie wat daar is, om te sê, kykie, ons is nog nie so, hierdie is the real thing, hierdie is real talk, hierdie is nie, gee jou hart vir die Here Jesus en jy is nou kwaai nie, jou ma, hierdie is a journey, en hier's battles, en hier's geskaaf, yster slyp yster, miskien het jy 'n probleem as ek altyd die hele nou hierdie skerm so los, maar ek wil net jy moet sien, jy moet kyk, jy moet sien of dalk, maak dan seker jy gaan kyk op YouTube of Facebook na die video van hierdie potgooi, want as jy kan sien wat ek baie keer dan sal iemand iets sê, dan sit mense en hy huil. Hoekom mag ons het gehoor, Cowboys don't cry. Ek het vertel van 'n pel vir my, wat vir my eendag sê, jy maar Abuta, ek wil nie sit, ek kan onder 'n boom gaan sit, en chunk, en toe sê ek gaan doen dit man, ja maar, toe sê ek gaan doen dit, en hy het dit gaan doen, my gebel en gesê, wow, weet jy hoeveel het uitgekom, om iemand in jou lewe te hê, ek gaan nou vir jou gee, Pieter, is mense, wat was so, dat daai hand so, maar ek sien soos die hand opgegaan het die kop gesak. Ja, Freek, Pieter praat en hy hak my reguit. So ek wil gou vir julle net, want ek het 'n praktiese voorbeeld van wat Pieter hiervan praat. Met ons mannekamp, met ons jong mannekamp, weet, was ons net 15 jong manne wat gekom het. Ek dink hulle het nie kans gesien vir die uitdaging nie. Ek het 'n suspisie die volgende jong mannekamp gaan vol wees. Maar kom ons kyk. Hy gaan myne stuur, een van my seuns sal verseker. Ons het hierdie, ek gaan Woensdag gaan ons jag en ons het 'n klomp jong manne wat ons saamvat. Ek is so opgewonde daarvoor vir 'n jong man om sy eerste ondervinding te hê in die jagveld. Sure. Maar terwyl ons die kamp het, stuur my broer, my geestelike pa, vir my hierdie boodskap, Pieter, geniet die kamp my boeta. Jammer julle het nie 'n oupa daar nodig nie. Dis 10:00 Saterdagoggend en ek breek in trane uit vir jou. Want ons het die oupa daar nodig. Ja. Ek het nie geweet die oupa wil kom nie, hy het nie gedink hy's waardig om daar te wees nie. Sure. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar hy moes daar gewees het. En ek exclude homself. Pieter, I'm not trying to evoke emotions here. Maar ek is baie lief vir hierdie geestelike pa van my. En hy moes daar gewees het, maar ek het nie gedink hy wil daar wees nie. Ek het gedink die kamp gaan dalk te taaf wees vir hom. En ek besef, terwyl ek daar sit, hy is heel moontlik die tafste ou van almal van ons daar. Ja. Hy is net 'n bietjie gryser. Ja. Jy weet. Maar hy het homself exclude, ons het hom nie exclude nie. En dit is daai wond van die klein tyd, wat nog terugkom, en dan nou eet. So Peter, you were very welcome, and you definitely very welcome for the next, because die man het 'n oupa nodig, ons moet gesels oor hierdie oupaskap, ek is excited, vir dit, ek is nog nie oupa nie, maar ek is op pad. Ja. Ja, ek dink mense, jy het dit verkeerd. Ek het nie myself exclude nie. Die ouderdom was tot 30. En ek het dit gerespekteer. Nee. En ek is ook nie fiks genoeg om die hele tyd berg op en sulke goed nie, jy weet. So, dis net 'n praktiese ding. Maar ek hoor jou, baie dankie. Wat ek wou gesê,
Okay. Maar wat ek wou gesê het is die vyand haal die seuns uit deur om die vaders uit te haal. Hoeveel seuns weet julle van waar die pa om en by puberteit 13, 14 is die pa weg. Vroeg dood, egskeiding, gebrokenheid, whatever. It takes the father out. En daar het hy die seun uit. Pieter, wat jy sê is so waar, nee. Atman, jy sal, ek gaan nou vir jou gee, en ek het jou spesifiek vir laaste gelos. Jy is so reg, ek sien in die gevangenisse, nee, veral by die jeugdtronk, as ek met jeug werk, weet jy wat kry daai ouetjies se aandag? As ek begin praat oor my verhouding met my vrou, is of hulle anders neersit in, want hulle ken dit nie. Hulle ken nie wat het is om jou vrou lief te hê soos Christus sy kerk lief gehad het. Ek sê altyd vir hulle, moenie 'n vrou kies oor hoe sy lyk nie. Moenie 'n vrou trou oor die uiterlike nie. Dis 'n bonus. Want dit raak oud. Dit gaan verby. Daai mooi sexy lyfie, na 'n paar kids is nie altyd. Maar weet jy wat, as ek my vrou moes trou oor daai mooi boutjies wat my oogies wat dit gekyk vir dit, hoor, dat was hom pragtig. Maar as ek haar getrou het oor hoe sy gelyk het, het sou nie gehou het nie. Want jy kan baie mooi Rolex'e koop hier in die strate vir baie goedkoper as wat dit oorspronklik kos. Maar dis 'n fake. As jy in Oudtshoorn bly of in Appington en dit raak baie warm, dan gaan daai binnegoed van daai horlosie uitskiet. Uitkop, uitpeel. En dit is so ek altyd vir hulle sê, kies 'n vrou wat kan tyd hou as dinge warm raak. Kies 'n vrou en net God weet wie's daai vrou vir jou. Wat gaan tyd hou want dinge raak warm in die huwelik. Veral as daar kinders uit ander verhoudings is. Veral as daar stiefkinders is, dit maak dit nie. En Atman, jy en Livy kom en het julle kinders groot gemaak. Is ook deur gevalle van waar kind niks van haar wou weet nie. Eers nie jou eie kind was nie. Maar jy daai kind, as ek sien hoe jy oor hom praat, hoe trots jy op hom is, as jy praat oor hoe hy goed hy presteer en waar hy nou is, elke keer as jy waar ons by mense is of waar saam is en jy praat oor hom en die dankbaarheid dat God het hom teruggebring huis toe. Gee vir my en manne soos Pieter hoop. As daar dalk nou 'n kind in jou lewe is wat nie op hierdie stadium regtig iets wat jou te doen wil hê nie. Dit gee vir ou hoop. Atman, jy het uit soos Mkasi gesê, die cry of the child, daar was 'n uitroep in jou. Toe jy 'n mooi rapport huis toe bring, en ons het al daaroor gepraat en jou stiefpa lees, Atman het baie goed gedoen, amper volpunte vir alles gehad. Op die rapport. Atman het baie goed gedoen, hy moet net ophou lag en speel. En jy vertel van jou bure, mense, ek het bure gehad in George, dan hardloop my kinders buite, hulle is in die swembad, hulle speel, hulle gaan lekker aan. Dan hoor my kinders, so staan die twee tannies, die een tannie agter, die bure agter ons, agter die muur. I bind you in the name of Jesus. Ja, ek maak ook so 'n joke. En as ek op 'n keer gesigte, dis, maar hulle was nie toegelaat om te speel en te lag nie. Atman, jy het daar uitroep gehad. Jy's Attie. Atman, ek is trots op jy het goed gedoen. Praat met ons, Atta. Goeiemôre weer eens manne en welkom weer eens hulle wat ingeskakel is of wat later gaan luister en spesifiek ons manne. Ek wil julle aanmoedig, moenie wegskram vir hierdie programme nie. Dit skraap 'n bietjie, dit bring wonde op,
Maar op die einde van die dag gaan jy self die results gaan jy kry deur nou daarna te luister en 'n verskil te begin maak. Ek onthou 'n paar jaar gelede het Cassie self, hy en Gerard wat vir my getrein het en Warren, hulle 3 het 'n program op die radio gehad Sondagmiddag, Platinum Pass, en dit was ek en Olivia se middag rustyd en ek kon nie die program los nie, so nou moet julle my ongemaklikheid sien, so die radio speel nou terwyl ek en Olivia daar lê. So sy luister nou mooi, hoe lyk hierdie godmodel van 'n man wat ons nastrewe, maar nie altyd suksesvol in is nie. Maar vandag is ek bly daaroor dat sy saam met my kon luister, want sy kon my skroef, sy kon vir my sê oor goed wat ek daar geleer het. Dit was deel van die World Needs a Father model, waar ons verantwoordbaar is vir die ander ene. So sy kon enige tyd die foon optel en vir hom Cassie bel en sê hom, Cassie, maar die man doen nie die goed waaroor julle praat nie. En ons kom terug na Cassie se video, vaderloosheid. Dr. Miles Monroe het 89 lande besoek en hy sê die volgende. Hy sê die grootste geestelike, sosiale, ekonomiese en sielkundige vloek oor die menslike ras in elke land vandag is vaderloosheid. Sure. So dit is nie net in Suid-Afrika nie, dit is 'n wêreldse tendens wat maar net begin toeneem. En dan praat Dr. Geiber Matthee spesifiek oor die ding wat Pieter van gepraat het, die kwessie van verwaarlosing, en Jacques het ook 'n bietjie daaraan geroer. En Dr. Matthee beskryf verwaarlosing as die afwesigheid van onvoorwaardelike liefde. Hy beskou dit as die eerste graad van trauma, omdat dit nie iets is wat jy doen om die kind seer te maak nie, maar dit is iets wat jy nie doen wat gedoen moes word. Dit is die afwesigheid van die ouers se reaksie en aandag wanneer die kind hulp nodig het om emosies te verwerk. Dit is nodig dat ons as ouers bewus word van ons kind se emosionele behoeftes. Ons moet dit met die nodige aandag, begrip, warmte en emosionele koneksie hanteer. Trauma is nie wat met jou gebeur nie. Dit is wat binne jou gebeur as 'n gevolg van dit wat gebeur het. Die skade van ons wat nie daar is nie. Jy is dalk daar in lewende lywe, maar jou teenwoordigheid word nie deur die kind aangevoel nie, en jy is nie daar nie. Die 4 goed, Jacques het 2 genoem, wat jy as man in jou seentjie of jou dogtertjie se lewe moet vestig. Nommer 1, autoriteit, dit het Jacques genoem, is verskriklik belangrik. Die autoriteit in Christus, hoe jy as pa vir hom of haar moet leer, dat jy het autoriteit, jy kan nee sê. Op die winkelstoep waar hulle vir jou wil aanpoor om te sê, kom saam, maak so. En dit is iets wat jy net by papa sal leer. Die tweede een is kweek identiteit. Ons het genoem van die tronke. Hoe dat die man daar sit, die man is al 50, 60 jaar oud, en hy weet nou nog nie eens wie sy pa is. En dan is dit geen geheim waarom hy dan met so 'n groot identiteitskrisis sukkel. Sekuriteit het Jacques ook genoem. Die belangrikheid om te weet, die plek van veiligheid. Langs papa,
wat my hand vashou, sal jy nooit nodig hê om enige gang by betrokke te raak om jou veiligheid te kan verseker. En die laaste ene, die potensiaal. Hy ding wat coach nou net van gepraat het. Waar jy net die klop op die skouer moes kry om te sê, my seun, jy het baie goed gedoen. Jy gaan nog beter. Jy kan daar uitkom. Die kwessie van vaderloosheid is nie 'n ding wat ons sê, so seer dit is wat ons aan ons kinders doen nie. Maar die feit dat dit wat ons moet doen, doen ons nie. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Paulus, hy sê, julle moet my voorbeeld volg, want ek volg die voorbeeld van Christus Jesus. Follow me as I follow Christ. En as ons die model kan kry waar ons Christus volg en ons kinders dieselfde kan doen. Jakobus 4:17 wil ek min afsluit. Wat sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, dan is dit sonde. Ons weet presies as mans wat ons moet doen. Maar niemand het ons geleer nie, niemand het ons ooit encourage en gewys wat is die regte ding om te doen nie. Die vraag is, gaan ons dit nou nog as 'n verskoning kan gebruik? Altans nie. Want hier kom die Here deur, hier kom die Here en die Here gee vir ons die tools. Ek het my manneoggende Saterdag breakfaste heeltemal totaal en verander. Want ek het agtergekom, die manne wil kom en kom sit en baie mooi stories kom luister. Ek het begin om baie meer praktiese goed met hulle te doen. Ek het hulle selfs 'n pakkie gegee en huiswerk, waarmee die man gaan huiswerk doen met sy vrou en met sy kinders en kan terugkom vir myself 'n punt gee en dan ook toelaat dat die vrou en die kind 'n punt gee. En eerlik wees met jouself, soos ek op 'n call al 2/10 gekry het en 3/10, maar aan kon werk. Gisteraand het ek net 'n bietjie te lank met my foon gesit, toe hoor ek my vrou skimp aan die kant, sy het nou al weer 5/10. Maar prys die Here, daar kom tye dat ek ook kan 10/10 hoor, ek het 10/10. Dis 'n kwessie van, dis nie jou projek alleen nie, dis 'n gesinsprojek. En ek moedig u aan, koop aan by dit wat ons mee besig is. Ons gaan nog ander mense op die paneel kry, ons gaan hom Cassie hulle self weer inkry. Maar dit is tyd dat ons verantwoordelikheid vat en ons die tools vat en probeer. Net beginne probeer. Toe ek beginne probeer mense, toe beginne kry ek results. Ons gaan nog verder daaroor praat, ons tyd is bietjie knap. Maar ek glo Kous gaan ook saam met ons bid nou vir die manne asseblief. Julle wat luister, moenie verby scroll nie. Moenie die ding afsit as jy nou dink die vroukie luister of die kinders hoor wat dit eintlik is as wat ons as manne moet beteken in die lewe nie. Dit gaan jou nageslag red my broer. Dit gaan 'n beter generasie agterlaat as wat ons ooit van kan droom. Baie dankie manne. Yes, Atman, baie dankie. Weet jy, ek kyk gisteroggend so 'n Saterdag die rappie gekyk en ja, eindvrykie blaas en die scorebord sê Bokke het gewen, toe ek happy. Maar gisteroggend toe aan die UFC en Armand my jongste, hy is 'n Driekus Du Plessis freak. Jy weet, Driekus is die sterkste. Gelukkig is dit nie meer pappa nie. Driekus is 'n wille hond. En nou gisteroggend is al UFC op en nou kom ek voor ek kan is ook redelik vroeg in die bed, maar kom hy nou sê hy dad gaan ons dit kyk. Ek sê ja, ek sê saam mee kyk, maar ek gaan nie al die fights kyk nie. Ek gaan die hooffight kyk. So kom maak my wakker voor die hooffight en hy kom maak my toe wakker toe sy nou die hoofvoorgeveg. En dis hierso voor 5 wat hy my kom wakker maak. En ek is te moeg want ek het toe nou later in die bed gekom en alles.
En my vrou is ook wakker en nou lê ek en nou struggle ek. Hoe gaan ek nou vir hom sê, ek gaan nou nie opstaan, ek sal hom die fight kyk nie. Maar die laaste tyd, veral wat ons hier op ons pot gooi, die Engels en die Afrikaans, en waar ek bedien, of waar manne praat en manne met my praat, weet jy hoeveel manne het vir my al gesê, hulle sal nooit vergeet, hoe hulle in die oggende sal met 'n pa opgestaan het en bokse kyk het, of rugby, die bokke teen die All Blacks, al was daar betogings, Gary Coetzee teen Leon Spinks, ek sien BD skud jou kop, en ja, jy het nou nie daai voorreg gehad nie, soos ons gehoor het. Maar weet jy hoeveel is dit, en ek sê vir Anna, die feit dat soveel manne vir my sê wat dit vir hulle beteken het, en hoe hulle dit onthou, gaan ek nou moet opstaan, wil ek opstaan. En sy sê, is jy nie lus, is jy moeg, ek sê ja, ek is. Maar ek staan toe op en ek gaan, en die hoofgeveg, dink ek het 30 sekondes gevat, en die McGregor fight was 'n paar sekondes toe, die ou sy knop nie gepop, en toe moet hy ook, toe stop hulle die fight. So saam het ek en hy nie eens rondte gekyk nie. Maar daai meeting en daai saam koffie drink en saam dit kyk, maak, dat ek en hy, toe heeltemal 'n reeks wat ek en hy volg op Netflix van Blacklist, toe kyk ons 1 of 2 episodes, en toe gaan slaap ons eers, want hy het gistermiddag nog saam met sy ma in die orkes gespeel. Wat ek probeer sê is, Atman, en yes, ek wil jou eer, man. En ek wil nie die feit dat jy maak 'n meisiekind groot, wat nie jou en Livie sin is nie. Maar as ek sien jou verhouding met haar, dan sal jy nooit sê, julle het haar basies aangeneem nie. Dis iemand anders as 'n kind daar. Jy weet, dit is vir my ook 'n reward, mense. As ek kan sien, en sien hoe lief is julle vir daai meisiekind, en wat julle vir haar droom vir haar lewe, en jy het haar aangeneem, sy is jou meisiekind, jou kleinkind, dis joune. Jy het klaar jou kinders groot gemaak, jy het maar sê, nee, wat, ek het my niks gehad, dis nou julle sin. Een van my seun sê vir Anna, die feit dat julle my weer aanvaar het en my help, na alles wat ek gedoen het, so droog gemaak het, om die feit dat julle my net aanvaar het en my teruggevat het en gesê, wat gebeur het gebeur, kom ons begin nie, en ons gaan ons begin weer, opnieuw, die beste van alles verloor in lewe is, jy kan nie begin. Jy het 'n storie om te vertel. Leer het jou lesse uit, jou foute uit. Dis al van jou verlede wat jy saam met jou moet vat, is die foute wat jy gemaak het. Brother Pieter, ek wil vir jou vandag sê, uit my hart, en dis hoekom ek hierdie skerme op, ek is so bly, ek het mense saam op hierdie paneel, en hierdie leeutrop, wat reël is. Wat nie kom en sê, ek kan hier op die water gaan loop, want ek is nog onder konstruksie. Prys God, ek is nie meer mens wat ek was nie. Prys God, ek mag tree nie meer soos 'n kind op nie, maar ek is nog onder konstruksie. Die Here is besig met my. Ek kan nie op water loop nie. Iemand, ook 'n geestelike seun vir my jare terug op sy bakkie gehad. The next time you think you're perfect, walk on water. Was agter op sy bakkie die sticker. So, al is jy moeg, staan op en gaan kyk die fight, en fight saam, en soos mense gesê, bou saam. Terwille van tyd, Atman veral volgende week, ek gaan kyk wie ek van die ander manne ook kan nooi, dalk van Cassie, opkry, dat ons, want hierdie is, soos Pieter gesê het, en ons kan die emoties sien, ons almal, is diep. Maar weet jy wat, 'n wond moet oopgemaak word, en daai gemors kan uitkom. En Pieter, ek wil vir jou sê, jy het nie 'n idee, vir hoeveel mense, manne veral, wat jy vir hulle beteken nie. Die eerste keer wat ek jou ontmoet het, jy sal nooit weet op waar was ek op daai stadium van my lewe, wat 'n plek ek was. En jy die moeite gedoen na by die hotel, na daai byeenkoms, toe sit en op my eet, om my te kom sit, en in my te belê, en in my lewe in te saai, en lewe in my lewe in te spreek, woord in my lewe in te spreek. 74, 5, ek nie vir 85 was nie, wat jy vir mense, en vir al manne beteken, as 'n oupa,
En baie van ons het ook die oupas gehad wat betrokke was nie. Want sy pa was ook nie daar vir hom nie. Maar dankie dat jy ten spyte van wat jy in jou lewe verloor het, nou vir baie vaderloos as 'n pa kan wees. En ek honour jou daarvoor. So, jy is nooit te oud nie. En terwyl jy iets gesê het, het ek na Atman se gesig gekyk. My vertroue en verwagting is, dat in hierdie sessies, hierdie reeks, die volgende paar weke, op Briltyd, Transformation Table, waar ook al, want dit wat jy al op social media, op jou YouTube channel vir mense beteken, dit gaan nie oor daai hoeveelheid views nie, daai 10 wat elke week kom kyk, of 20 of 30. Ek meen ons, met hierdie tipe briltye wat ons nou het, is dan nie veral op YouTube baie views nie. Maar as daar een comment is, is my lewe het verander. Ek het gesond geword, ek kon my pa vergewe. Ek kon na sy graf toe gaan en sê, Dad, ek vergewe jou. Ek kon vir God vra, want hoeveel is kwaad vir God om 'n papa op 'n jong ouderdom nie meer daar was nie, oorlede is. So, asseblief, Pieter, ek smeek jou, gaan nou aan my boetie, jy is besig om sterk te eindig. Ek wens, ek vertrou, my vertroue is op 74-75, sal daar ook iemand sit en sê, Jesus, wat jy in my lewe vir my beteken het. Al sê mense het, al hoor mense het, maar weet jy wat, ek glo, dat mense wat sê, jy is vir my geestelike pa, jy is vir soveel van ons 'n geestelike pa, oupa dalk. Verstaan? Die feit wat ek vir jou wil sê vanoggend, dat jy doen dit so baie verander, en lê jou newe neer. Ons is lief vir jou, brother. Daai ou rappie chat van my en jou in die week, en goedjies wat jy vir my stuur, jy weet, Freka like sy rappie. I like it kwaai, maar jy weet, nee, daai interaksie beteken vir ou baie. Iemand het aan my gedink. Iemand het hier iets gesien van rappie, maar nie net dan het dit vir my gestuur. So bless julle, manne. Kom ons bid gou saam, en dan is daar iemand wat nog iets wil sê? As ek ons bid, dink net aan, ek het so 15 gekweste kinders weer, wat ek van môre af saam mee gaan werk, met die oog om hulle te help gesond word, maar ook om van hulle leiers te maak. Ok, ons maak so. Is dit net môre, Atta? Ek gaan die 3 dae saam met hulle werk. Right, ons gaan nou daarvoor bid. Daar is die WhatsApp nommer ook nou op die skerm, 069-030-3649. Miskien wil julle ons nooi, is nie altyd moontlik om almal saam te wees nie. Maar miskien is jy lus om 'n manontbyt by jou gemeente of in jou dorp te hou, in die gemeenskap. Nooi ons, daar is die WhatsApp nommer, om 'n briltyd ontbyt daar by julle te kom hou, om julle manne weer aan die bril te kry. Dalk hier in die Kaap kan ek en Atman en dalk van die ander manne ontbyt, die ander iets van die manne, ek glo wat 'n plan sal maak om hier uit te kom, maar waar ook al, begin kontak maak, sê, hoorie, ek wil bietjie meer saambril, en ek wil julle met ons kom help in die gemeente, om saam te bril, want ek het dit nou gesê, en ek het dit verlede week ook gesê, en sê dit op die transformasietafel, ons kan nie op water loop, ons is gewone manne, maar tussen ons klomp is ons alweer baie. En ek meen, ek het iemand in my eie lewe tans, wat op hierdie stadium nie baie met my te doen wil nie, 'n seun van my. Maar, Pieter, jy gaan hier dieselfde. So, ons is nie perfectie, ons is nog nie gearrive nie, so ek sê, ons is onder konstruksie, maar daar is hoop. Yes, Pieter, jy wou iets sê? Ek wil net vra, hoe kry ons hierdie onderwerp in die skole kurrikulum? Iemand daar buite wat ons kan help om hierdie ding in die skole in te kry. Atman, ek dink jy moet gou inkom en jy weet, hulle soek dit. Hulle wil, ek meen hierdie kinders by die skool, ek praat gou, want ek praat nou van die boelie projekte en hierdie goed,
Daar is 'n uitroep vir dit. Daar is ook 'n manier coach hoe dit gedoen kan word in die verskillende munisipaliteite. So daar is nou munisipaliteite wat by hom Cassie aangeklop het vir hulp vir al die parenting issues in die skole is 'n probleem. Daar is hier regtig parenting programme nie. So die World Needs a Father is 'n goeie program om ouers te bereik van kinders waar daar nou miskien al klaar probleme is. So hulle kan kontak, hulle kan vir ons kontak, maar ons kan hulle ook in lyn sit met die mense. En ek wil sê, as maak jouself waar in die land in die wêreld jy is nie. En jy wil sê, hoorie, maar ek wil hê julle ouens moet my oplei. Help my dat ek na die skool toe gaan waar ek kinders het, kleinkinders het, of net in my dorp by 'n skool is. Help my, gee my die tools dat ek dit kan gaan aanbied by die skool. En gaan skool toe, of kry 'n paar papas in die skool, 1 of 2, want hou 1 verslaan 1,000, 2 verslaan 10,000. En kry manne in die skool en vra die sien die beheerraad, gaan jy's dalk op 'n beheerliggaam of wat, of is net 'n pa by 'n skool en jy het jou bril, jy is 'n koningskind, dat jy kan sê, right, ek wil hierdie ding by die skool begin. Obviously, die eerste ding is, kry ouens pappa saam met jou, wat kan saam met jou begin bid. Kom ons dan net altyd mamas by die skole wat bid. So, begin dit net met 'n gebedsgroep. Maar ons gaan nie net bid intussen 4 mure bly nie, ons gaan uitgaan en daai kinders papas vir hulle gaan wees. En hulle papas help om papas te wees. So ja, daar is die WhatsApp nommer, is 069-030-3649. En maak met ons kontak, ons probeer so ver as wat ons kan, ons wil dit in Afrikaans doen op 'n maandag, donderdag in Engels. As ons later kan kosa, laat ons net die woord kan uitkry. Right, maak jy saak wie begin nie met saak maak en so gaan jy eindig. So, dat ek uit hier by die goodies uitkom. Right, kom ons bid gou saam. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike briltydsessie. Dankie Vader dat ons weet, dit klop so hard in ons harte dat seuns en dogters sal opkom en opstaan en sê, ek weet nou wie ek is. Ek is 'n kind van God. En ek is op hierdie aarde om my Vader te verheerlik. En mense voor te stel aan die leeu van Juda, die een wat die bril in my kom terugsit. Vader, ons bid vir Atman, ons bid vir krag, ons bid vir wysheid, ons bid vir insig. Ek weet uit die hart, ek weet uit die passie, ek weet hy's toegerus. Maar meeste van alles weet ek, hy het 'n storie van seer wat in sy lewe gebeur het, wonde, waar iedie een was, wat hom gesond maak. En hierdie volgende paar dae wat hy met daai 15 kinders kan werk, is soos 'n rugby span. Wat ek dat hy nie net 'n teacher vir hulle sal wees, maar dat hy absolute coach vir hulle sal wees. En dat hulle liefde vir hulle deur hom sal ervaar. Ja, Vader, soos ons gehoor het vanoggend, dat hy die God sal wees, of die man sal wees wat u verteenwoordig, u ambassadeur, God met vel om hom, wat hulle kan aanraak, en as dit nodig is op die skoot, hulle ook kan kom sit. Dankie dat sy ore sal oop wees, sy geestelike ore sal oop wees, en dankie Vader, ek weet, hy gaan nie daarin om te oordeel, en sla uit te deel, en te mishandel, hy gaan daarin, om daai 15 kinders, te help om gesond te word, waarde aan hulle lewe toe te voeg, van daar so awesome roeping op hulle lewens. Dankie vir die salwing op sy lewe, die guns op sy lewe, en dankie dat u voorsien in alles wat hy nodig het, vir hierdie volgende 3 dae, wat hy, soos hy gesê, tyd met hierdie kinders gaan spandeer. Dankie Vader, dat hulle sal sien, hy het hulle werklik lief, hy gee werklik om, en hy kan hulle help, in Jesus se naam. Help ons ook Vader, dat hierdie boodskap net sal gaan verder en verder oor die hele wêreld. Vader, dit bless my so om te sien oor die naweek ook, hoeveel mense in Duitsland, Finland, Amerika, selfs in lande in Afrika, na Basak Radio luister, na die boodskappe luister. Waar ek sien mense, dis of hulle radio aanlos, 24/7,
om na hierdie radiostasie te luister. Help ons om gefokus te bly op die missie te bly om die wêreld te vertel dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is, dat hy die Here is, dat hy die koning van alle konings is, dat hy die leeu in die stam van Juda is, wat ons brul vir ons kom teruggee. Dankie Vader, help ons om aan te hou brul, en aan te hou brul tot u eer, en tot alles wat ons sê en wat ons doen, dit sal wees Vader, om ons gawes en ons talente te gebruik, om u te verheerlik. Want u is so wonderlike goeie Papa Vader vir ons. Dankie daarvoor Vader in Jesus se naam. Amen. Daar's hy. Amen. So, baie dankie manne. Jo. Dit was baie special en ons kan aangaan, maar ek wil net vir Vader eer vanoggend dat ons hierdie platform kan hê om saam te brul tot sy eer. En ek wil dit net vir julle sê, eers was dit iemand in Duitsland, was een persoon. Nou is hy al so 5. Want dis of hulle Baasrak radio luister, 24/7, hulle nie afgaan nie. En hierdie programme, hierdie podcast is wat opkom op Baasrak radio, is wat ek opsit. En transformasietafel, so kom ons prys die Here saam vir dit. Yes manne, dankie liewe kyker, liewe luisteraar. Deel asseblief hierdie met almal wat jy ken. Okay. Like en subscribe op die kanaal en kom ons brul. En hou aan brul vir ons koning Jesus. Amen. Mooi bly. Amen. Mooi bly.